Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Boerdery is in my bloed. Dis my lewe en my liefde. So sê Herman Janse van Rensburg, die Vrystaat jongboer van die jaar 2019. Die saaiboer van Arlington gesels met my oor sy ervaring van boer in Amerika, die rol van integriteit in die boerbedryf en sy implemente besigheid, Arlington Staalwerke. Lekker leer en lekker luister. Herman, dankie vir jou tyd, dankie vir ontbyt. Dit was nou, kyk, ons word min bederf, nie dat ons nou verwag dat ons nou weer die rooi tapijt met uitrol nie, maar ons is nou ordentlik bederf vanmôre daar so by jou, so dankie dat my maag kan vol wees en dankie vir jou tyd. Dis 'n groot plesier, Jacques. Die meeste wat ons kan doen is om vir jou ietsie te gee om te eet. Met pap en vleis. Die Vrystaatse mooi potholpaai, moet ek aan veel bietjie iets gee om te kan eet. dat ons energie is vir die pad terug. Herman, maar vertel ons waar het alles begin, wat is jou agtergrond, wat jy gestap het tot hierso? Ja. Jacques, ek is hier in Arlington gebore, 1979, en ek het maar op die plaas groot geword, so ek is maar van kleins af 'n gebore boerseun, en boerdery is in my bloed, is my lewe, is my liefde, en my pa het my ook maar gekweek, om my altyd saam met hom te vat. So hy het op daai stadium, vroeg in sy lewe, het hy 'n melkery gehad. So ek onthou dit baie goed, my kamer was langs hulle kamer, en vroeg, 5:00 in die oggende, dan gee hy my so pluk op die, op die voet, ja. En dan sê hy vir my, staan op, laat ons gaan melk, jy weet. So, dit is maar waar dit vandaan kom, en ja, ek sal niks anders kan doen as boerdery nie. Maar jy het nou interessant ook, nee, dit is nie dat jou pa het geglo in addisionele opleiding en so, jy het ook nou 'n pad gestap toe nou klaar met skool. Ja, ek was nie baie lief vir skool gewees nie, moet eerlik sê. Ek was in die koshuis gewees in die hoërskool, en ek kon nie wag om Vrydagmiddag op die plaas te kom op 'n trekker te klim nie. Dit is absoluut my lewe, maar in elk geval, jy was 'n bedklim op skool. Ja, voortrekker. So so hier in die middel van matriek, nou begin my pa vir my vra nou, wat gaan ons nou volgende jaar doen? My plaas is nie 'n opsie. Ja, en diensplig was in ons tyd al iets van die verlede gewees, en my pa, jy weet, ons voorgangers het ons altyd na skool dienspligopleiding gehad. So ons ou weg van die huis af, 'n bietjie groot geword en so aan. En toe het my pa nogal met 'n gedagte kom van, hoekom gaan ek nie bietjie Amerika toe om op 'n saaiplaas te gaan werk, om bietjie groot te word, en miskien om my lewe te kan sien nie. En dit het vir my baie lekker geklink, solank as ek net hoef te gaan swat, verstaan. So toe ek Amerika toe gaan, ek het op 'n saaiplaas gewerk in Iowa, en ons het mielies en sojabone gedoen, en ons het varke gecustom feed, en dan het ons ook in die somer, toe ons klaar die aanplantings gedoen het en die spuitwerk is klaar, het ons ook die ou konstruksiemaatskappy ook gehad. Goeie hemel, so seisonale werk wat hy volmaak. So ons het fiber optic cables daai tyd gelê. Kan jy glo? Ja, en field tiling vir waterdreinering in hulle lande. So daar het ek nogal baie geleer van fisiese werk en in aanraking gekom met konstruksie. Ja. Geelmasjiene, excavators en skrapers en bulldozers en goed, en dit was nogal. Sê gou vir my, hoe, as jy nou terugdink, jy weet, die Amerikaanse boer, in terme van die kultuur, natuurlik die boerdery ek laas verskille oor hoe hulle boer, ek weet, in terme van hulle kommersiële modelle, maar ek wil sê, wat het uitgespring, as jy nou terugdink aan daai jare in Amerika, as jy moet lyne trek, wat is dieselfde, wat is anders? Boerdery is boerdery. Ek onthou, daai tyd het hulle in Amerika ook maar gekla oor insetkostes en klein winsmarges en so, maar wat vir my uitgestaan het, wat vir my 'n groot eye-opener was, en
ons is gewoond aan arbeid hier in Suid-Afrika. Komende waar ek van 'n melkplaas afkom, jy het arbeid, jy het mense wat stalle skoonmaak en sekere dinge doen wat jy nie noodwendig altyd van hou nie. En in Amerika is dit ongelukkig, jy's alleen. Daar's nie 'n kwessie van iemand anders gaan dit vir jou doen nie, jy moet dit maar self doen. En ek dink dit was ook 'n goeie lewensles gewees en 'n leerskool, want 'n mens kom baie maklik in 'n gemaksone. En ek dink vandag se tyd ook met ons kinders, ons moenie vergeet waar ons vandaan kom nie. En ons moet ook nie in 'n gemaklikheid inkom nie. En ek dink dit maak dit nogal baie keer noodsaaklik dat jy maar self bietjie die hand in die ploeg slaan. Ek dink ek het nou eendag ek luister 'n podcast waar die ou sê, jy weet, as jy kyk na die wêreld het so bietjie verfynd geraak. En dan sê as jy nou regtig jou kind 'n voorsprong wil gee in die lewe, maak net seker dat hy so 'n bietjie taaf is. En dan sê hy al klaar opgelyn vir sukses in 'n wêreld waar as jy die ou se verkeerde titel of pronouns wat ook al dan Ja, nee, ek dink dis 'n meltdown. Baie belangrik dat 'n mens moet weet wat is werk. Ek dink baie mense het afstand gedoen van werk. Kom toe terug van Amerika, maar jy het toe nou 'n plan, hè? Jy raak kom toe nou mooi uit. Ja. Want jy wil nie gaan swat nie. Paul, we moes nou gehad het dat ons gaan studeer. Ja. En toe het ek my planne so 'n bietjie uitgerek. Ja. Min wetend sal dit maar net uitgestel word. So ek het teruggekom van Amerika af en toe sê dadelik vir my gevra nou wat jou planne? Ja. Ek moes nou gesê nee, ek wil graag maar kom boer. En my pa het vir my die voorskrifte gegee van eers gaan swat, begin dit wat jy begin moet jy eindig en afhandel en dan kan jy kom boer. Ja. So ek het vir daai jaar toe nou maar saam met hom geboer, baie geleer. Maar ja, die realiteit was swat gaan ek swat. En toe Sy was baie vriendelik geweest om vir jou te sê jy's welkom om nou net te wag hierso totdat jy gaan doen wat ons gesê. So in die jaar 2000 het ek toe nou by Lampe College Potchefstroom gaan swat. En ek het my kursus voltooi. Maar 3 weke van die kursus het ek my pa in kennis gestel met 'n oproepie van toe die selfone net uitgekom. Toe bel ek hom eendag, toe toetsweke kom en die ontgroening is nog sterk. Toe besluit ek nee, ek gaan plaas toe. Ek mors my tyd en my pa se geld en so het ek vir hom gebel en vir hom dit gesê. En hy het my 3 keuses gegee. En ek dink daai 3 keuses wat hy my gegee het was 'n lewensles. Hy het vir my gesê is reg, jy het punt 1, swat en swat klaar en kom plaas toe. Kry jou kwalifikasie. Jy is welkom. Nommer 2, skop op, gaan terug Amerika toe. Nommer 3 is of hou op, leer en gaan soek werk. Maar hiernatoe gaan jy nie kom as jy nie jou kwalifikasie gekry het nie. Die punt is nie die kwalifikasie as sulks nie. Dis om klaar te maak. Dit gaan oor dit wat jy begin, moet jy ten volle klaar maak. Hou daarvan. En ek dink dis die belangrike, want ek dink in vandag se tyd as ek terugdink, dis nou feitelik 24 jaar terug. 'n Mens beleef droogtes in jou lewe. Swakker, moeiliker jare. En daar is ook 'n lewensles van indien droogte tye kom en jou mielieoes of jou sonneblomoes verdroog, is dit maklik vir baie mense en of vir myself om te sê nee, ek klim uit. En ek dink daai woorde wat hy my gegee, daai ultimatum, het gemaak dat jy moet vasbyt. En ek dink dit is baie belangrik, ewen in vandag se tyd nog steeds, wat my sal bybly vir ewig. Hoe dun is daai lyn tussen vasbyt en jy weet uitklim? Wil ek sê daai soos die Engelsman sê, jy weet jy flog a dead horse. Jy daar's nou weer ander ouens wat te lank vasbyt en dan is dit belangrik om te weet wanneer om op te hou en dan bedoel ek nou nie opgee nie, om net te pivot. Ek dink dit is waar deursigtigheid baie belangrik is in die lewe. En 'n mens moet ook die realiteit sien en jy moet ook eerlik genoeg wees met jouself.
daar is mos so 'n ding soos jou logiese brein en jou logiese verstand. En as jy goed beplan en jy het jou bankier en jou ouditeur en jy kom op 'n vertakking in jou boerdery wat sommer vir jou wys 'n ding is nie ekonomies haalbaar of lewensvatbaar nie. Dan sê ek, is dit groot genoeg om te sê, right, ek klim uit. Ja. Maar ek dink dit is baie keer daai trots, daai erge trots en of ou gewoontes van my pa en die voorgeslagte het 'n sekere ding gedoen. Nou moet jy dit ook So doen. kulturele ding Ja. versus die wat So- die data sê. So my pa het plaas toe gekom, toe hy Arlington toe gekom het, was die Oos-Vrystaat Arlington per se koring wêreld. Die ouer generasie het plase en skuld afbetaal met koring. Dit is wat ons gebring het. Maar ongelukkig het die klimaat van so hard geraak, ons kry nie September, Oktober maand meer reën nie. En die koringprys en die insetkoste en die graderingsstelsels het gemaak dat koring net nie betaal nie. So ons het koring gelos. Alhoewel ons hom baie mis in 'n terme van 'n wisselbou stelsel en in 'n rotasie met die mielies, sonneblom en koring, moet ek net sê, dit betaal nie. En jy vra die fyn lyn tussen wanneer hou jy aan en wanneer stop jy. Dit is maar net op gronde van die agtergrond wat ek jou nou gegee het om te sê, stop. Ek wil sê, ek dink wat ek hoor is, haal emosie uit. Dis reg. En kyk na die data. Ja. Ek dink dis die wonderlike ding vir 21ste eeu, is nie dat daar tekort aan data is. Nou op daai punt, vertel ons 'n bietjie van die boerdery, die besigheid, jy weet, hoe lyk hy vandag, waarmee is julle besig, verskillende besigheidseenhede? Goed, toe ek 2003 plaas toe gekom het, was dit nog maar koring en mielies. En ek het in my finale jaar het ek redelik navorsing gedoen oor sonneblomproduksie. En sonneblom was altyd in ons omgewing gewees, maar soos ek sê, met die koring en die mielies het baie, my eie pa het sonneblom gesien as 'n vangoes. Nou as ek sê 'n vangoes, as jy koring gestroop het Desember, dan probeer jy na die beseringstyd, as dit lekker gereën het, en die vogtoestande, Slip ietsie in daar. die vogtoestande is relatief goed, dan plant hulle vinnig sonneblom in daai jare. Ja. So sonneblom het nooit regtig 'n goeie opbrengs gehad nie. En daar was nie, dit was half 'n afsteep gewas, of jy plant hom op laer potensiaal gronde. En weens die feit dat die koringbedryf daai tyd al het hy al vir ons rooi ligte gewys, het ons besluit, of ek, om die sonneblom bietjie meer intensief in te bring. En soos ons weet, sonneblom is 'n warm weer gewas. Hy kan droogte toestande redelik hanteer. Hy hou van warm, droër klimaat. En dit het toe 'n redelike sterk faktor begin raak. Sonneblom, koring en mielies. En uit die aard van die saak was daar in daai stadium 'n melkery gewees en skape en beeste. So ons baie aktiwiteite gewees. Yes. En 2 jaar later, ek was lief gewees om met my hande te werk. Ek het geweet hoe werk 'n swysmasjien en 'n grinder. En so het ek begin om ons eie implemente reg te maak. My pa het lang jare in sy tyd, het hy ook maar sy eie goedjies gebou. Eie implemente, die onnodige gekoop. Self dinge probeer doen. En ek dink dit is wat hom gebring het waar hy is. En wat ons ook gebring het waar ons is. En so het ek uit sukkel het ek 'n implemente besigheid op die been gebring, of dan nou Arlington staalwerke. En so het dit by word of mouth begin versprei, saadbedrollers begin maak en verkoop, toe begin die implemente. Maar toe raak die hobby
nie meer 'n hobby nie. Toe raak dit na 'n hoofpyn. Ekskuus as ek dit so stel. Ja. Maar toe sit mense wat aangestel het, die bedryf het groter geword na 'n sogenaamde volwaardige fabriek tot vandag. En ek het baie goeie mense wat vir my werk. Ek dink Arlington Staalwerke is ook 'n groot komponent op sigself vir werkskeping hier in die lokale dorp en in die swart woonbuurt. Maar ook hier's blankes wat 'n lewe maak uit die staalwerke uit. So om terug te keer na die boerdery toe, ek plant mielies en sonneblom vandag en sojabone het ek laas jaar weer ingebring in die boerdery in. Ek het 2015, 2016 het ek sojabone vir die eerste keer begin plant, maar weens ook 'n erge droogte het sojabone nie die mas opgekom nie. En ek het eintlik groot skrik gevang. Net nou verwys van daai wanneer hou jy aan en wanneer sny jy? En ek het besluit ek wil nie in daai risiko gewas ingaan nie. Alhoewel ek dink tegnologie in die sojaboon produksie wêreldwyd het kultivars en moontlik bewerkingspraktyke van so aard geraak dat sojabone die laaste 10 jaar dink ek baie goed begin doen het. En dis hoekom ek laas jaar weer sojabone ingebring het in my stelsel in. Maar ja, mielies is my hoofgewas, opvolgend sonneblom en dan sojabone. En dan ek wil sê dan die staalwerke. Die staalwerke en dan het ons 'n sterk beesboerdery komponent. Ja. Okay. Beeste werk goed. Ek dink dit is 'n ou se bank. Dit is veilig om hom te hê as 'n belegging. Dit is 'n stadige terugbetaler, maar dit gee vir jou daai standvastigheid in moeilike jare. Jy het nou gepraat van die staalwerke en jy het 'n interessante ding nou ook gesê wat in terme van om hierdie ding te groei. Maar dit is so half is 'n catch-22, want aan die een kant het jy nou hierdie lekker besigheid, die fabriek opgebou, aan die ander kant is dit die kleinste deel van die ek wil sê van die besigheid. Wat weer eens, waar weet jy, gaan jy 'n sneller trek dan sê ons vat hierdie ding next level, of is dit daai, ek wil amper sê dit, as jy te veel daar fokus, dan, jy weet, ek wil amper sê ver van jou goed naby jou skade tipe van dit. Jacques, die belangrike van die bedryf is goeie mense, om te belê in baie goeie mense. Ek het 'n persoon, Theater Blanche, wat die staalwerke op sigself feitelik 70% ten volle ran. Hy's 'n ingenieur en dit gee my buigsaamheid om in my boerdery te fokus. So ek dink dit is baie maklik versprei en ja, ek sê elke ding, elke plek en elke omgewing het ook sy uitdagings. Arlington is 'n klein plek. Dis behuising is 'n probleem, mense is 'n probleem, so ek glo nogal daaraan om in waarde om in mense te probeer belê en om goeie verhoudinge te hê. Net so ook aan die plaasgedeelte. Jy kan nie vandag behoorlike tegnologie, al die trekkers het deesdae hoë tegnologie, ons doen presisie boerdery, jou stroopers het field view op, so jy werk met hoë tegnologie. En hoe kry jy dit gedoen? Jy moet ongelukkig in goeie mense belê, of gelukkig. Ja. En ja, mense, dis 'n moeilike komponent om altyd die regte persoon vir die regte job te kry. Ja. So gepraat nou van mense, en ek ons praat 'n bietjie tegnologie, jy het nou van field view as 'n voorbeeld gebruik. Wat se tegnologie speel 'n groot rol in die boerdery en ek kan amper sê wat is jy opgewonde oor in terme van toekomstige tendense en so aan goeders wat jy sien? Jacques, my pa het lang jare vir my geleer van 'n mens moet jou grondbron oppas. En hy het ook vir my geleer dat daar 'n letter B is. En uit die letter B kan ek nou vir jou die staalwerke en die boerdery se bedryf bietjie mooi uitspeel.
Jy kan die letter B gebruik met goeie beplanning, bewerking, bekalking, bemesting, bemarking, beheer. So kan 'n ou aanhou. En ek dink dit is baie belangrik om dit net in perspektief te sien. Want sonder goeie bewerking, sonder goeie bemesting, sonder goeie beplanning, bemarking, kan nie een van die komponente reg werk nie, verstaan? Maar om terug te keer na tegnologie toe, ek het, ons weet is baie duur, maar ek het vroeg in 2009, het ek die eerste keer begin om grondregstellings op 'n baie konservatiewe manier te doen, alhoewel my pa nog al die jare geglo het aan bekalking. So dit was nie iets niets nie. Ja. Maar soos ons weet met nuwe metodes van grondmonsterneming van hektaar grids, het dit mos nou ingekom later jare. Voor jare het hulle maar X manier gehad of jy vat 'n paar teenwoordigende monsters en dan gooi jy X soveel uit kalk. So ek het 'n landboukundige wat ek van daai tyd af mee kom en ons het op 'n baie konservatiewe metode begin om zones in die lande uit te trek en sekere gedeeltes, sê nou maar 'n tipiese ton, 2 ton, half ton, niks te gee nie. Ja. Maar dit was moeilik, ons het dit uitgetrek op 'n plaaskaart. En die resultaat het gewys na die jaar, laat daai eenvoudige terme wat ons gebruik het, tog werk. Want sekere, 'n mens kan ons nou verkeerd bemes of verkeerd bekalk op sekere zones wat glad nie bemesting of bekalking wil hê nie, en ander gedeeltes het 'n tekort daaraan. Ja. Maar soos tyd loop, en nou ook, moet tog mos nou maar die finansiële sy van die ding ook kan meet, om te bepaal of dit die moeite werd is. Het 'n ou gegaan na GPS tegnologie toe in daai tyd, met varierende toediening. So, ek dink dit is die basiese, om jou hoofbron, wat jou grond is, eers regtig gemaak het. En ek dink dit was 'n voorwaartse stap. So ons gooi varierend kalk, jaar op jaar, my lande is in 4 blokke ingedeel, met ander woorde kwarte, so sekere kwarte elke jaar kry ek kalk, so elke 4de jaar kom ek terug na dieselfde blok toe. Ja. En ek dink dit is waar baie keer 'n mens die punt mis, ekskuus. 'n Mens kan maklik na varierende planttoediening toe gaan en kunsmistoediening, maar as jou bron, wat jou grond is, nie in orde is nie, volgens my dink ek het jy agterste voor om begin. Ek kan amper sê ek het nog 'n B vir jou. Ek sê begin by die basics, en dis 2 B's. Ja. So back to basics. Back to basics, en back to basics, dit is wat vir my die belangrike is. Daar is soveel tegnologie, en daar is soveel wat 'n ou vandag met die tegnologie kan doen, maar dan moet jy dit net doen. Ja. Dit help nie jy het die tegnologie, maar jy benut dit nie, optimaal nie. So ek is tans op bekalking, en dan ons kunsmistoediening word ook met preskripsiekaarte vooraf uitgestrooi, volgens potensiaal behoefte. So ons kyk, dis nou natuurlik, ek wil sê die presisie boerdery komponent. Wat sien jy, wat is daai volgende ding? As jy nou moet hardop dink in die volgende 10 jaar, wat dink jy? Ek weet trekkers self bestuur of ry en te kere gaan. Wat is daai volgende groot ding, dink jy? Ja, ek dink field view met die stroperkaarte wat ingekom het, dat jy jou fisiese grond, jou bemesting en dan nog jou stroperdata, dit is mos nou maar goed wat inwerk. Die konsolidasie van. Maar ek dink gaan sekerlik in die toekoms ingaan met die nuwe kultivars wat op die mark is, met jou bemesting om absoluut optimaal te gaan, om jou insetkoste vlakke te monitor. Want op die einde van die dag gaan dit oor wins per hektaar. En ek dink dit is wanneer jou varierende planttoediening en al daai klas van goed gaan kom om optimaal maksimum opbrengs te kry met die minste insetkoste vir wins. Ja. So ek dink dit is maar waartoe dit eventually gaan by my.
Wat dink jy van hierdie hele, as ek sien al die nonsens wat plaasvind in Europa, nee, wat ek dink onlangs in die Franse boere daar so, hulle trekkers op die highways gaan trek met hierdie simpel belasting goed wat inkom oor jy weet, sustainability, groen, bla bla bla. Is daai 'n gevaar vir julle, is dat ek wil sê, taxes so goed gaan infilter hier na Suid-Afrika toe, met ander woorde, die lewering van daai mielies, is daar nie sekere goed in plek is, wat nou nie groen genoeg is nie, dan gaan jy nou of gepenaliseer word, of jy gaan nie kan verkoop nie. Ek dink dit is 'n baie groot probleem daai. Ek verstaan daar's heelwat chemikalieë middels, wat klaar van die registrateur van Suid-Afrika, wat sy klaar 'n klompie afgehaal het. Sure. En dis tog 'n bron van kommer. Ons weet ons almal moet gesonder leef en gesonder verbou, maar daar is sekere dinge in landbou wat jy ongelukkig nie kan los nie. En ja, belasting, heffings en hoë insetkostes, onkruiddoders, bemesting, jou tegnologie vandag, toerusting, dit speel 'n groot rol. En dit is in 'n mate kommerwekkend, want 'n ou wil mos vorentoe gaan. Ons leef in 'n era van as cultivars wat mos nou Roundup ready is, en wat plantsiekte genetika in het, byvoorbeeld jou bolwurmweerstandbiedendheid of stronkboder by die mielies. Nou as dit alles gaan weggaan, verstaan ek nie hoekom is 30 jaar se tegnologie in dit ingeteel, en dan ewe skielik moet ons teruggaan na 60 jaar terug se verbouingsmetodes toe nie. Ek verstaan dit nie. Ek wou besê lekker nie. Dit klink vir my net na 'n resep vir 'n honger wêreld op einde van die dag. Ek glo so, maar daar is soveel navorsing wat gedoen word dat dit geen skade aan enige mens of dier het nie. Maar nou kom dit te voorskyn. Is dit, dink jy, juist nou, om terug te kom na al ek in staalwerke, dink jy juist dan diversifisering, die feit dat, jy weet, dat jy moet weier as landbou moet gaan, dink jy, sonder nou weer om fokus te verloor, maar dink jy dit gaan belangriker word dat die boere hulle self verskaans met besigheids, het sy die garage op die dorp koop, of 'n drankwinkel, of hoe sien jy daai dinge uitspeel? Ja, kom ek sê so, ek is gediversifiseer met die besigheid wat ek het, met Arlington staalwerke, maar ek wil ook vir jou sê, 'n mens moet baie versigtig wees. Dis goed om te diversifiseer, maar is baie keer beter om te spesialiseer. En ek dink 'n ou moet jou vermoëns kan sien, en enige besigheid, enige mens in sy eie besigheid sal weet wanneer hy die vermoë het, hoe groot en hoe wyd om te diversifiseer. Maar 'n mens moet nooit laat, wanneer jy diversifiseer, laat die besigheid die volgende, of die hen, of die gans wat die goue eiers lê, beskadig nie. En dis 'n fyn lyn. En ek dink ek kan nie persoonlik heeltemal vir almal raad gee daaroor nie. Ek dink net 'n ou moet, soos wat ons heel aan die begin gesê het, van wees met jouself eerlik en kyk hoe's jou vermoë. En as jy wil diversifiseer, of as jy nou in 'n ander bedryf wil ingaan, dis goed, maar onthou die reëls en moenie vergeet van waar jy kom. Wat was jou hoofbron van inkomste gewees nie? Ja. Die gans wat die goue eiers lê. Kom ons praat 'n bietjie verskaffers. Jy weet, weer eens, jy het nou 'n paar voorbeelde al reeds genoem van wat verskaffers van tegnologie. Wie speel 'n belangrike rol in julle besigheidslewe in terme van verskaffers? En dan wil ek juist ook, ons het nou gepraat oor diesel, natuurlike ding wat weer as ons kyk wat in die wêreld aangaan met petrol of oliepryse en so aan. So ja, so wat is daai verskaffers wat 'n belangrike rol in julle lewe speel? In kort, daar's baie verskaffers, toerusting gewys, trekkermaatskappye gewys. Ek gaan nie daar name noem nie, maak nie saak met wie jy dit doen nie. Jy kan hom in jou hele besigheid vat, vanaf saad, kunsmis, jou kalk,
jou landboukundige, jou bankbestuurder, jou ouditeur, jou koöperasie. Ek dink 'n ou moet in vandag se tyd baie klem lê op die persoon met wie jy kan vertrou. Daar moet eerlikheid wees, daar moet integriteit wees, en jy moet kyk watter maatskappy staan by jou, deur dik en dun, in goeie en in slegte tye. En ek dink dit is baie belangrik. En is hulle nog vol, wil ek sê, ekskuus ek van jou in die rede, is daai, ek wil sê daai ou skool integriteit, is dit die norm met meeste verskaffers? Ek kan met eerlikheid sê waar ons by besigheid doen, by mekanisasie, die manne se handskit beteken nog iets. Aan ons meganisasiekant, ons kom al lang jare met hulle, en daai ding van diens, en eerlikheid, is wat vir my tel. Dit gaan nie altyd oor, is dit die beste produk nie, dit gaan oor die diens, en die naverkope diens. En ook, dit moet jou vernoot wees. Jou bankier, jou saadou, jou gifou, die ou by wie jy diesel koop. Dit is 'n hele kettingreaksie. Ja. Of almal in vandag se tyd nog eerlik is en betroubaar is en integriteit het, die kan ek nie vir jou sê nie. Ek dink dit hang van elke boer tot boer af. En elke ou moet maar vir hom die keuse vra, hoorie, gaan ek saam met die vloei, wat die normale ou doen, of nee, staan 'n persoon of 'n instansie vir jou uit, en stiek jy by hom, en het jy loyaliteit teenoor hom. Ek dink dit kom van beide kante af. Is die, ek wil sê, juist nou in hierdie, ons is leef in 'n informasie era, met sosiale media, weet, Google, weet die spoed waarteen ons kan inligting bekom en deel. Vind jy dat die boere, ek meen ons het ook nou gepraat van, ek dink jou pa, oor die plase konsolideer, né? Hoeveel, ons het nou van Lindley gepraat, en van die ouens wat oor is, tipe van, word al hoe minder. Beteken dit dat die meeste van die ouens is, ek wil sê, top of the game, weet wat hulle doen, of is daar nog steeds 'n gros van boere daar buite wat nie kyk na die volgende, weet, ek wil sê vooruit kyk of met die beste ouens werk. Maar is daar nog ouens wat nie die basics doen daar buite? Het jy idee? Of is dit, wil ek sê, dit soos wat die ouens konsolideer, is dit almal begin op dieselfde vlak dink en werk? As ek terugkom na beplanning toe, ek dink tog beplanning is baie belangrik. As jy moet jouself mos nou oopmaak, as jy in 'n scenario gekom het van jy het gronde bygekry en jy het uitgebrei, en of jy gaan aan met dit wat jy het en jy maak 'n sukses daarvan, praat jy van in die toekoms om plek te maak vir jou nasate, of waarna verwys jy presies, Jacques? So ek wil graag daarso, ons moet daai, ek bly jy bring dit op, want ek wil daai beplanning vir die nasate, wat ook 'n belangrike punt is. Ek dink is meer, behalwe vir daai, wat ek dink baie boere nog steeds nie daai in terme van beplanning doen vir hulle seuns, dokters, wat ook al, of daai contingency is nie 'n plek vir die volgende generasie. Ek dink meer aan ouens wat net werklik, hoe het jy nou vir my gesê die dag, jy hoef nie te worry oor die regering goed nie, as jy nie jou job doen, jy gaan jou buurman, hy hou oogie oor, hy gaan jou grond koop, as jy aangaan soos jy aangaan. So dis daai is ons boere, word ons boere meer dinamies, of is daar nog steeds ek wil sê, 'n klein komponent wat baie dinamies is, wêreldklas in hulle manier van besigheid doen, en daar's ander manne wat 'n ticking time bomb is, wat oor 10 jaar vanaf opgekoop gaan word deur sy buurman. Ja, ek wil nie graag in daai gesprek kom van jy gaan oor 10 jaar 'n ander se grond koop nie. Ek wil graag liewers nie daarin gaan nie. Ek dink net
elke boer moet by homself die verantwoordelikheid vat om na homself te kyk. Moenie in kompetisie raak met jou buurman of met die volgende persoon nie. Wees eerder in kompetisie met jouself. Kyk hoe jy volhoubaar kan boer vir die toekoms en kyk hoe jy jouself sien. Hê 'n 5 of 'n 10 jaar plan. Hê visie. Hê 'n droom. Daar is soveel dinge wat 'n ou mismoedig kan maak. Ons kan kom met ons land. Ons kan kom met hoë insette. Ons kan kom met infrastruktuur, maar ek dink jy moet gefokus bly en jy moet 'n eindplan hê en jy moet nooit hoop verloor nie. Ek dink as jy hoop verloor, dan gaan al hierdie goed begin kollaps. Ek dink dit is nogal belangrik. En ja, ek dink tydige beplanning in breë. Tydige beplanning indien jy 'n moeilike jaar beleef. Hoe gaan jy jou insette koop? Gaan jy 'n nodige gesprek gaan met jou banke? Hoe gaan jy hanteer? As 'n ou nie vooruit beplan nie, gaan jy swaarlik die mas opkom, want jy kan nie wag tot môre en môre begin planne maak nie. Ek dink daai ding van jou droom, jou hoop, jou versier moet net heeltyd ingefokus wees op jou eie bedryf. Dis baie goeie advies daar, ek hou baie daarvan. Wie, maar nou wil ek daar stil staan. Waar kom daai, en ek dink dit selfs in enige besigheidseienaar, almal is nie so vooruitstremend nie. Party ons het nie eers 'n 5 jaar plan. Waar kom daai tipe mindset vandaan? Is dit iets wat jou pa gesien het? Is dit weer eens die ek wil sê die vernote ommens wat saam met jou te sit en sê luister, wat is die 5 jaar plan? Albert, wat is die 10 jaar plan? Ja. Nee, my pa het my definitief dit geleer. My pa het altyd vir my gesê, praat tydig. En omring jou met goeie mense, bekwame mense. Praat tydig. Ja. Ek hou daarvan. So, en dit is wat ek vir jou kan sê, ek verwys terug na my visie toe van 'n droom. Hê 'n droom, waar gaan jy wees oor 5 jaar? Met hoeveel grondskuld wil jy jou dalk belaai? Of het jy dalk 'n geleentheid gekry om wel 'n uitbreiding te doen in jou bedryf en stel vir jou 'n teiken. Jy moet hom afhandel binne 5 jaar of binne 10 jaar, afhangende van wat jy mee besig is. Ja. Maar jou rolspelers met wie jy werk is vir my baie belangrik in my eie boerdery. Ja. Want as jy nie die regte rolspelers het nie. Ek kom terug na jou bemarking toe van jou graan. Of jou insetverskaffer van jou sonneblom, jou kunsmis en jou saad. En jy weet nie presies wat is jou insetkostes nie. Hoe gaan jy weet teen watter prys om jou graan te verskans op Safex? En dis 'n verdere, kom terug na die beplanning toe. Jy weet, ons Suid-Afrikaanse boer wil ons altyd teen die maksimum ons graan verkoop. Dit is maklik om in 'n geselskap te sê ek het my graan teen daai hoë plafon verkoop. Maar die grootste fout wat meeste van ons Suid-Afrikaners doen, en ek self partymal kan 'n ou 'n fout maak, is om gulsig te wees en jou mond te verbrand. En dis hoekom ek sê, as jy duidelik jou insetkostes vooraf kan, en baie belangrik om tydig te probeer beding vir jou insette, jou kunsmis, jou saad. Om tydig daai goed nie op die hoogste prysvlakke te wil gaan aankoop nie, om tydig vroeg in die seisoen al, jy weet mos wat moet kunsmis kos. Om in daai vlakke min of meer in lyn die kol te maak om dit vas te maak. Dit help nie jy lê jou ore uit aan baie mense en baie stories en die kunsmis, jy die hoop van 'n kunsmisprys, ek vat nou kunsmis op sigself,
val met R2000 'n ton. Jy hoor dit. Of jy hoor die graanprys gaan met R3000 'n ton klim. Dis 'n illusie. Dis 'n storie wat jy hoor. Dis hoekom ek terugkom om te sê, jy weet ons kom deur, ek spring bietjie rond, ons kom deur 'n COVID jare, ons kom deur hierdie Rusland-Oekraïne oorlog, ons kom nou uit die oorlog in Israel. So daar het baie snaakse gebeurtenisse gebeur die laaste, kan ek sê, 4 jaar. Vanaf COVID, jy weet, pryse het geklim, wêrelds deur mekaar, pryse het gedaal. So ek sê net, 'n ou moet jouself neem deursigtige besluite in die jaar weer, waar dit 'n droër jaar is. Maak maar tydig maak planne tydig. Kry maar jou kunsmis wat jy weet laas jaar min of meer prys was, maak dit maar vas. Ons sien self die mielieprys hou aanval. Daar's baie bespiegeling daaroor. Maar dit help nie, jy los en jy doen niks. Jy het 'n swak oes, jy het 'n lae graanprys, jy het 'n wisselkoers wat jy in jou draai en jy moet gaan insetmiddels koop teen die hoogte, maar jy het ook nie 'n oes in jou prys nie. So ek dink ou moet altyd kyk waar jy op die gelyke, waar tip die skaal die minste. Ek wil nou vir jou sê, jy moet vir my 3 tips gee, maar jy het nou vir my hier lekker klomp tips hierso ingeweef. Nog een tip. Mens wees besigheid. So ek sê, hier's nou baie goud wat jy gedeel het. Wees 'n mens, wees nederig, behou jou integriteit, jy moet nooit jou Skepper vergeet nie. En wees lief vir jou familie, jou kinders en jou vrou, jou ouers, jou naasbestaandes. En hou jou voete en jou oë op die grond waarmee jy besig is in 'n saaiboerdery en bly op jou knieë. En wees dankbaar vir elke oomblik. Goeie advies. Dankie vir jou tyd. Heerlik om jou te gesels. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.